Reg, ons gaan nou kyk na vergelykings waarvoor ons identiteite moet gebruik of moet faktoriseer. So ons vergelykings met identiteite of faktore. Nou vir identiteite het jy net 2 geleer. Jy het geleer dat tan van 'n hoek gelyk is aan sin van die hoek gedeel deur kos van die hoek. En vir identiteite, die kwadratiese identiteit is 'n koskwadraat plus sinkwadraat van 'n hoek is altyd gelyk aan 1. So kom ons kyk na die vraag. Dit sê vind die algemene oplossing van 2 sinkwadraat x is gelyk aan 1 minus cos x. Nou ek het 2 probleme met hierdie vergelyking soos wat hy nou is. Ek sien miskien dis 'n sin x en 'n cos x en miskien dink jy ek kan maar net deel met cos x. Maar dit gaan nie werk nie, want ek het nog 'n term hier en as ek deel met cos x gaan ek 'n baie snaakse vergelyking kry. So dit gaan nie werk om te sê dis 'n sin en 'n cos x nie. Daar is ekstra terme by. Dit was die eerste probleem. Die tweede probleem is dat ons altyd ons vergelyking aan die einde wil skryf as, sê nou maar cos van x is gelyk aan 'n getalletjie. Of dit kan wees sin van x is 'n getalletjie, of soms tan van x is 'n getalletjie. So ons kan nie met die sin en die kos gelyktydig in die vergelyking werk nie. So ons moet 'n plan maak om met een van hulle ontslae te raak. En natuurlik, as jy kyk na die 2 identiteite wat jy geleer het, sal jy van die sinkwadraat ontslae. Hier is 'n sinkwadraat en jy sal van die sinkwadraat ontslae kan raak, want sinkwadraat van theta is doeteenvoudig 1 minus cos kwadraat van theta. So, in die plek van hierdie sinkwadraat, gaan ek nou skryf 1 minus cos kwadraat. Ek wil net hier 'n bietjie skoonmaak, want anders raak dit te mekaar. Goed, hier is my vergelyking is 2, en in plaas van sin kwadraat, skryf ek nou 1 minus cos kwadraat x, is gelyk aan 1 minus cos x. En ek kan hierdie maar vereenvoudig, dan kry ek 2 minus 2 cos kwadraat x is gelyk aan 1 minus cos x. En nou sien ek dat dit kwadraties is. Ek het nog steeds 'n cos kwadraat daar. Nou as jy aan jou algebra kwadratiese vergelykings dink, het ons dit altyd in standaard vorm geskryf en dan het ons dit gefaktoriseer. So ek wil hierdie in standaard vorm skryf. Dit beteken ek moet ietsie cos kwadraat x hê en dan ietsie cos x en dan plus 'n konstante is gelyk aan 0. So, ek wil 'n 0 aan een kant hê. Ek gaan die 0 aan die linkerkant sit, want ek wil graag 'n positiewe getal voor die cos kwadraat hê. So, dit gaan vir my gee, dit gaan vir my gee 2 cos kwadraat x. Dan die minus cos x is steeds aan die regterkant, so niks verander daar nie. Die 2, as ek dit hierdie kant toe gaan, gaan dit 1 minus 2 wees, en ek kry dus net 2 cos kwadraat x minus cos x minus 1. Nou dit moet jou laat dink aan 2k kwadraat minus k minus 1 is gelyk aan 0. Al wat ek nou gedoen het is in plaas van die cos x het ek 'n k gesit. So cos kwadraat x beteken mos cos x maal cos x, so dit is k kwadraat x.
En hierdie kan 'n mens maklik faktoriseer. 2k kwadraat kan net 2k maal k wees. 1 kan net 1 maal 1 wees. En nou moet ek net my tekens reg kry. Die minus sê vir my, die tekens gaan verskillend wees. En ek moet nou na die middelterm kyk om te sien waar kom die negatief. Nou onthou, die middelterm is altyd daardie 2. En ek wil dit by mekaar tel en minus k kry. So hierdie 2 gaan vir my 2k gee, daai 2 gaan vir my 1k gee. So om dit by mekaar te tel en 'n minus k te kry, moet dit so lyk. So daar's my faktore. Nou gaan ek die faktore net hier oorskryf. Ek het 2 cos kwadraat x, so die k is in die plek van cos x. So waar ek 'n k sien, kan ek nou skryf cos x. Dan wil ek hê plus 1, lyk my ek het 'n bietjie my hakkies te klein gemaak. Plus 1. En in my tweede hakkie wat k min 1 was, gaan nou wees cos x min 1. Nou die produk van die twee getalle is 0, so die 2 cos x plus 1 moet gelyk wees aan 0, of cos x min 1 moet gelyk wees aan 0. So hierdie is, ek eers die 1 oor, dan kry ek 2 cos x is gelyk aan min 1, en dan deel ek die deur die 2, so daar het ek cos x is gelyk aan minus 'n half. En aan die ander kant het ek cos x is gelyk aan 1. En nou moet ek die 2 oplos. Nou ek gaan net vir myself 'n bietjie spasie hier maak, daar sy. So, cos x gelyk aan minus 'n half, eerstens moet ek 'n verwysingshoek kry. Nou waarom wil my pen nie skryf nie, daar sy 'n verwysingshoek. Vir my verwysingshoek gaan ek in die eerste kwadrant 'n hoek soek. En die eerste kwadrant is almal positief. So ek moet die minus ignoreer. So as ek gaan shift cos van 'n half, dan kry ek 60 grade. En dan sou ek sê, cos is negatief in die tweede kwadrant en in die derde kwadrant. Want hy is positief in die eerste en die vierde kwadrant. So in die tweede kwadrant gaan my hoekie x, daar's my x nou, verwysingshoek is nie x nie, nou werk ek met x, hy's in die tweede kwadrant, so hy gaan 180 minus 60 wees, want dis hoe ons tweede kwadranthoeke skryf, plus k maal 360, waar k 'n element van z is. En dit gee dan vir my 120 grade plus k maal 360. Dan moet ek ook in die derde kwadrant werk. En in die derde kwadrant moet ek my hoekies skryf as 180 plus theta, plus die verwysingshoek. So dis 180 grade plus die verwysingshoek, plus k maal 360. En weer eens is k enige heelgetal. So dit gee vir my 240 grade plus k maal 360. So dit is my antwoord vir cos x is gelyk aan minus 'n half. Nou moet ek nog steeds my antwoord kry vir cos x gelyk aan 1. Nou kom ons maak net vir onsself 'n bietjie spasie hier. Ek wil sommer maar die een ook heeltemal wegskuif, laat ek net die regte ding kry. Daar sy. So hier is nou vir ons plek om te antwoord cos van x
is gelyk aan 1. Nou onthou jy, wanneer ons sin van x of cos van x gelyk aan 1 kry, dan is dit altyd 'n hoek op die as, een van die asse, en dis vinnig om dit met 'n grafiekie te doen, want ek weet die amplitude is 1, en hieronder sal min 1 wees, hierdie is 90, 180, 270, en dan hier by 1 is ek weer by 360 grade. So as ek wil kyk waar is cos van x1, dan is dit hier by 0 grade, en daar by 360 grade, en ek weet die grafiek gaan homself herhaal, en elke 360 grade gaan ek 'n nuwe oplossing kry, so ek moet maar een van hulle kies, sê maar die 0 grade, plus k mal 360, waar k ook 'n element van heelgetalle is. Reg, en daar het ek nou die laaste antwoord.